Nou ons het aan die laaste gedeelte van die wapenrusting gekom. Ons noem dit die swaard van die Gees. Efesiërs 6, en ek glo julle ken dit seker nou al uit julle koppe uit. Vers 17 sê vir ons, my liewe en susters, vanoggend, neem die swaard van die Gees, wat die woord van God is op. Halleluja! Die frase swaard van die Gees is net hier te vind in die hele Bybel. Maar ek vir jou sê, dit is eintlik meerdoelig in ons lewe. Kan ek so sê dat die swaard is 'n offensiewe wapen wat God vir ons gegee het om ons te beskerm teen aanvalle van die bose geeste, die magte in die lig. Maar is ook 'n defensiewe wapen om die vyand aan te val en hom te kan oorwin. Nou wanneer jy, my liewe suster, na 'n Romeinse outfit gekyk het, dan het jy gesien dat hy 'n swaard, 'n kort swaard aan sy sy gedra. En hy het hierdie swaard gebruik wanneer hy teen die vyand geveg het in die binnengevegte, daar in naby gevegte. Kom ons kyk bietjie vanoggend, wat is hierdie naby gevegte waarin ek en jy daagliks in ons lewens staan? Jy sien, ons is gewikkel in 'n geestelike stryd aan die bose magte in die lig. En hierdie bose magte gaan jou nie van ver af aanval nie. Hulle is baie meer effektief wanneer hulle naby aan jou kom en jou aanval hier naby jou. En daarom moet ek en jy weet, my liewe suster, hoe ons die swaard van die Gees behoorlik kan hanteer. Met ander woorde, ek en jy moet leer om die woord van God reg te gebruik wanneer ons dit die nodigste het. Slegs dan en dan sal dit effektiewe verdediging of aanvalswapen die wees teen die bose geeste daar buite. Dit sal dan 'n waardevolle verdediging wees om vestings te kan vernietig wat teen ons staan. Wat is 'n tipiese nabygeveg in ons lewe waardeur ek en jy daagliks gaan? Jy sien, daar's 'n geveg wat heeltyd heers. Dis heeltyd aan die gang in elke mens se lewe, in elke gelowige se lewe. Dis die geveg van die Gees teen die vlees. En dis jou keuse, my liewe suster, om te weet watter een van hierdie twee gaan die geveg wen. Die Bybel leer ons dat die geveg tussen ons gees en ons vlees gaan wees tot die dag dat ons doodgaan of Jesus terug gaan kom. Wat dit een ook al die eerste gaan gebeur. Hoor wat sê Galasiërs 5 vers 17. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Jy sien, omdat God se gees in ons werk, begeer ons gees om God se wil te doen. Ongelukkig is daar nog baie mense wat op die ou manier van doen in ons teenwoordig is. Jy sien, voor ons wedergeboorte het ons eintlik maar net gedoen wat ons wou. Is dit so? Maar nou dat ons kinders van God is, het ons 'n nuwe begeerte, 'n nuwe manier van leef gekry. Nou het ek en jy 'n keuse. Sê 'n bietjie halleluja. Ons kan kies om ons gees te volg en doen wat God ons vra, of ons kan kies om maar net aan te hou te doen wat ons nog altyd gedoen het. Wanneer 'n pastoor vir jou sê jy moet jou weergebore word en jy moet 'n 180 grade draai maak, party ons het al gesê 360, want hulle weet dieselfde rigting. Jy sien, jy moet omdraai en in die teenoorgestelde rigting gaan wat jy altyd gedoen het. Ons doen nie meer die dinge van die wêreld nie. Ons leef nie meer in die wêreld nie. Alhoewel ons in die wêreld woon, is ons ewigheidsbestemming die hemel. Amen. Ek en jy werk en ons doen die wil van God om ook eendag in die hemel te kom. As ek nie nou is in die teenwoordigheid
teenwoordigheid van God wil wees nie, hoe sal ek dan eendag in die hemel wil wees? Jy sien, die twee gaan hand in hand, want God is in die hemel teenwoordig, maar God kan ook nou in my lewe teenwoordig wees. Ons kan amper maar sê, in die leuke taal, ek kan in die hemelse wese wees, ek is deel van die hemel alreeds op aarde. Hang af hoe ek daarna kyk. Die tweede een is versoekings. Versoekings, my liewe suster, lê om elke hoek en draai, en dit is soos 'n krokodil wat wag om jou te verslind. Daarom moet ek en jy wakker wees. Ons moet ons eerste plek ons gedagtes beskerm. Want onthou, alle sondes begin in jou gedagte. Bose en verkeerde gedagtes moet gevangen geneem en onderwerp word. Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk, terwyl ons planne gebreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid in Christus. Ons het nou net gedoen in die begin van die diens. Ons het dit wat teen ons staan gevangen geneem. Ons het die vestings wat teen ons staan afgebreek. Ons het elke gedagte gevangen geneem wat teen ons opstaan. En ons gesê, Here, dat hulle gehoorsaam is aan Christus. Onthou jy dat in Matteus 4 vers 11, en sien ons hoe Jesus die swaard van die Gees teen die duiwel gebruik het. Elke keer wat die duiwel probeer versoek het, en geantwoord, daar staan geskrywe, en dan in die teks genoem. Jy sien, so as jy nie die woord van God ken op jou vingerpunte, en met die woord van die Here is nie, dan kan die vyand teen jou kom met versoekings, en jy kan hom nie wegwys nie, want jy kan nie vir hom sê, daar staan geskrywe nie, vyand, dat dit is wat die Here vir ons gesê het om te doen. As jy weet wat die Bybel sê, en daarmee die leuns van die vyand en die versoekings kan afweer, dan is jy mos 'n oorwinning, halleluja. Dis wat ek en jy met die swaard van die Gees moet doen. Onthou net een ding, asseblief, die ou vyand ken ook die Bybel. Maar hy haal dit nie ten volle aan nie. Hy draai dit en hy verstrengel dit en hy gebruik nie die gedeeltes wat vir hom pas. Daarom is dit belangrik, my liewe suster, dat ons moet presies wees wat in die woord van die Here staan. Sodat die ou duiwel, die ou vyand ons nie om die bos kan lei nie. Dat ons die versoekings wat teen ons opstaan, kan teestaan. Halleluja. Nog ietsie wat ek vanoggend vir jou wil doen, is selfregverdiging. Het jy al ooit, en ek meen ons is net almal wat deur sulke tye al gegaan het, wanneer jy die verkeerde ding gedoen het, probeer om jou optrede voor mense jou eie oor regverdig. Ek kan nie glo dat jy ou dit al gedoen het nie, en al die goedes gaan jou ding af. Jy regverdig jouself sodat jy glo jouself op die einde. Hoekom dink jy doen ons dit? Het jy al ooit gedink, hoekom wil mense selfregverdig wees? Ons het 'n sterk gevoel, ons as mense, dat reg en geregtigheid moet geskied. En ons wil ons altyd reg wees. Hoor maar, by ons vrouens, hulle is altyd reg. En as hulle verkeerd is, hulle ook reg. Amen. En ons wil hê dat mense moet dink, wat ons gedoen het, heeltemal reg is. Selfs al is hulle nie reg nie. Jy kan dit sien in nabygevegte. Dit speel in jou binneste af. En daarvoor moet ons die swaard van die Gees gebruik. Ons moet die woord van God gebruik om dit te oorkom. Ons moet sê, soos Dawid in Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Ons moet dit uit ons uitroep daagliks in ons lewens. Dis 'n wapen wat ons het. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wat se geestelike wapens het God vir ons as mens gegee om te gebruik? Dit sê die wapens van ons stryd is nie menslike wapens nie. Dis die militêre wapens wat die weermag gebruik nie. Nee, my liewe suster, die wapens wat God ons gee is groter as dit. Halleluja. Dis meer effektiewer as dit ooit. Dis kragtiger as dit. Dis geestelike wapens waarmee ons die vyand van alle vyande kan verslaan en kan uitoorlê. Die eerste wapen wat ons gebruik is die woord van God natuurlik. Hebreërs 4 vers 12 sê,
die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot skeiding van siel en gees en van gewig en murg. Met ander woorde, die woord van God is lewend, halleluja. Dit gee lewe, prys sy naam. Die woord van God is kragtig, dit bring oorwinning in jou lewe, halleluja. Die woord van God is skerper, dit sny diep. Die woord van God het 2 snykante, dit sny presies. Die woord van God sny daar waar niks op hierdie aarde kan sny nie. Dit sny tot skeiding van siel en gees, halleluja. Dit bring skeiding in gewrigte. Prys sy naam. Die woord van God sny tot diep in jou hart. Daar waar die middelpunt van alle aksies is. Daar waar die gevoelens oopgemaak en aangeraak word. Daar waar verander die senter van die mens is, halleluja. Ons weet ons teen hierdie tyd dat die woord is die waarheid en die waarheid maak ons vry. Halleluja. Die tweede wapen wat ons het is die bloed van Jesus. Halleluja. Die bloed van Jesus, my liewe suster, het 'n krag wat enige ander krag wat ooit op aarde vrygelaat is kan vervang en kragteloos kan maak. Prys sy naam. Die kosbare bloed van Jesus mag nie geminag en gering geskat word nie. Want die bloed reinig ons, prys sy naam, die bloed beskerm ons, die bloed genees ons, prys sy wonderlike naam. Die bloed is die waarborg van ons geloof en stel ons in staat, hoor mooi, om die seëninge van God ons eie te maak. Slegs die bloed van Jesus Christus kan sonde vergewe. Daar's niks op hierdie aarde wat sonde kan vergewe, net die bloed van Jesus. Die bloed van die Here Jesus het die krag om jou wat onregverdig was, geregverdig te maak, halleluja. En niks anders kan jou loskop van die hel nie, behalwe die kosbare, die dierbare bloed van Jesus, halleluja. Die bloed van Jesus besit die krag om lewe te gee, waar daar nie lewe is nie. Jesus sê vir die skare in Johannes 6 vers 53, Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys, my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, halleluja. Die krag van die oorwinning word gevind in die bloed van Jesus Christus. En dan gaan die woord aan in Openbaring 12:11 toe hy sê, en hulle het hom oorwin, prys sy naam, deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, het hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Die bloed van Jesus is wonderlik, halleluja. Daar is niks soos die bloed van Jesus nie. En nou kom ons by die naam van Jesus, halleluja. Daar is soveel krag in die naam van Jesus. Kom ons lees wat sê Filippense 2 vers 9 vir ons. Daarom het God hom, wat Jesus is, ook uitermate verhoog en 'n naam gegee wat bo alle name staan, sodat die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel is, elke knie wat op die aarde is en wat onder die aarde is. Daar is geen ander naam soos Jesus Christus ons Here nie. Dis die naam wat bo al die name is. Jesus, hoe wonderlik is die naam. As jy die moeilikheid verkeer, kan jy net sê Jesus en hy's daar vir jou, halleluja. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy, Jesus Christus die Here is, halleluja. Markus 16 vers 16 sê, en vir die wat geglo het, halleluja, luister nou hierna, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In my naam 'n nuwe tale sal hulle spreek. In my naam sal hulle slange opneem. Hulle sal iets dodeliks drink, sal dit geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Prys die Here. Halleluja. Kan jy nie sê halleluja vir 'n oomblik nie? In sy naam, in die naam van Jesus sal ons duiwels uitdryf. In die naam van Jesus sal ons met nuwe tale spreek. Ons sal vir siekes bid en hulle sal gesond word. In die naam van Jesus sal ons oorwinning hê. Ons sal lewe, al sterwe ons ook in die naam van Jesus. Halleluja. Nommer 4 vanoggend. Die gebruik van nagmaal. Weet julle hoe sterk is dit om nagmaal te kan gebruik?
Jy sien, want die vyand wil nie hê dat jy moet nagmaal gebruik nie. Hy hou jou weg juist op die nagmaal Sondag, sodat jy nie in die kerk van die Here kan wees nie. Want weet jy, hoekom doen hy dit? Hy wil nie jy moet nagmaal gebruik nie, want hy weet, nagmaal doen iets wat hy nie wil hê moet gedoen word nie. Hy jou weg van die kerk op nagmaal Sondag. Hy laat jou liggaam sommer siek voel. Jy weet, ek het al gehoor mense sê op Dinsdag, pastoor, ek gaan nie Sondag in die kerk wees. Hoe weet hy gaan Sondag siek wees? Dinsdag was hy siek. Hy maak dat jy probleme by die werk kry, dat jy nie in die kerk kan wees nie. Hy gebruik jou familie om te kom kuier op 'n Sondag, op 'n nagmaal Sondag. Waar is die mense wat by die Here moet wees? En dan kom hy en hy gebruik shopping, oor die lekker shopping net, op 'n Sondagoggend, terwyl die diens van die Here aan die gang is, terwyl daar nagmaal bedien word, terwyl die mense byeen moet kom om die grootheid van God te verklaar. Hy gebruik ontspanning. Pastoor, ek gaan kamp Sondag, ek gaan nie in die huis van die Here wees nie. Boetie, jy weet nie wat jy mis nie. Sissie, jy mis die naam van die Here wat uitgedra word op die nagmaal Sondag. Halleluja. Hy doen al in sy vermoë om jou besig te kry, veral op hierdie spesifieke Sondag. Die wêreld gaan ten gronde omdat hulle gebrek aan kennis het van die woord van die Here. Want jy sien, dit dan wanneer hom laat herinner, wanneer hy as oud nagmaal Sondag, dan kom ons herinner hom dat hy se verloorde, halleluja. Ons herinner hom dat ons vergewe en ons verlos is. Dis dan dat ons hom herinner dat daar 'n wonderlike toekoms saam met ons by Jesus gaan wag. En weet jy wat? Hy wil dit nie hoor nie. Hy wil dit nie sien nie. Daarom hou hy jou uit die kerk uit, my die broers en susters. Nommer 5 is lofprysing. Die duiwel vrees lofprysing, my die broers en susters. Daarom sal hy jou bes doen om jou te ontmoedig. Ag, jy hoef nie hande te klap nie. Wat gaan die mense van jou sê? Jy hoef nie hande op te steek en die Here te loof en prys. Hy laat jou skaam voel wanneer jy die Here loof en prys. Hy haal hy vrymoedigheid weg van jou uit. En hy trek jou aandag af wanneer dit by lofprysing kom. Prys die Here se naam. Want jy sien, wanneer ons die Here prys met ons hele wese, dan gebeur daar iets, halleluja. Daar word krag vrygestel, wat vrees van jaag vir die duiwel is, en hy vlug van jou af weg. Daarom wil ek jou sê, loof die Here by jou huis daar, die kamp moet gaan, jy moet die Here loof en prys, loof die Here wanneer jy jou kar ry, dit moet doen die doef karretjie wees hier, moet 'n halleluja, prys die Here karretjie wees, halleluja. Prys hom by elke geleentheid, wanneer jy alleen is, wanneer jy saam met jou gesin is, wanneer ons saam kom op 'n Sondagoggend, laat ons die Here loof en prys. Psalm 9 vers 2 sê, met my hele hart wil ek U prys, Here. Ek wil van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wys. U naam wil ek besing, o Allerhoogste, halleluja. Lofprysing is nie maar net lekker sing of opbouende woorde vir God nie. Dis een van die kragtigste wapens wat ons het. Dit stel die teenwoordigheid van God by ons vry. God self sê, hy woon onder die lofsange van sy volk. En wanneer by God op die toneel kom, dan vlug die vyand letterlik. Hy vlug in 7 rigtings met sy sterk sy bene. Maar kom ons, wanneer ons lofpryse doen, trap sy chunk af. Toe ek hierdie goed voorberei, toe dink aan toe ons daar in Krugersdorp in Noordheuwel gebly het, toe het ons 2 wolterriers gehad. En eendag, toe kom daar so 'n klein boshondjie in daar in die jaar. En hy hardloop daar tussen hulle, en hy hardloop agter ding aan, en hy was so verbreed, hy het gejump, die hele wêreld het geweet, hy jump. En ek gegaan, ek moes sy handskoen aantrek, en daar hondjie uithaal. Alhoewel, hierdie wolterriers, hulle nie wou byt nie, hulle wou hom maar net vaskeer. Was daar hondjie so vreesbevange. Toe ek hom in die straat neersit, moes jy gesien het, sy agterpootjies gaan verby sy voorpootjies, dis sy ore en daar's die sterkie, en dan hondjie hardloop, dis hoe die vyand moet hardloop, wat ons lofpryse doen by die suster. Onthou wat sê Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee. Kom ons loof God daarvoor wanneer ons lofprys doen. Prys sy vir ons. Die 6ste een is aanbidding. U sien, God het ons gemaak. Hy het ons as mens gemaak. En hy wil graag 'n verhouding met my en jou hê. Dis deel van ons DNA om iets soos God te aanbid.
Hy het ons gemaak om ware aanbidders te wees, my liewe suster. Ons is gemaak om eer aan God te bring, ons Skepper te bring, en om met ons lewens te behaag. Weet jy wat, as ons God nie aanbid met ons lewenswys nie, sal daar presies of iets anders te wees wat ons aanbid. Leo gee die volgende definisie van aanbidding. Hy sê, worship is our response to what we value the most. Enig iets of iemand wat vir jou die belangrikste in jou lewe is, of dis die wie jy aanbid. Dit kan 'n verhouding wees, dit kan 'n droom wees wat jy najag, dit kan vriende wees, dit kan status wees, dit kan rykdom wees, dit kan sosiale media wees, of enige ander plesier. Nou wil ek hier so 'n bietjie kyk, waar jy jou tyd, jou geld en jou energie spandeer, en waar lê jou loyaliteit. En die einde van hierdie tydlyn sal jy 'n troon sien. En dis daai troon, die wat op daai troon sit, wie jy aanbid met jou hele lewe. Die feit is, hierdie tydlyn lieg nie. Die een wie jy aanbid met jou hele lewe, is die een wie jy adoreer. Is dit nie so nie? Kom ek sê net gou 'n paar sinonieme, net om jy so 'n bietjie nog lus te maak vir God. Die sinoniem vir aanbidding is, jy het 'n bewondering aan, of jy doen eerbetoning aan, of jy is eerbiedig aan iets, of jy het hoogagting vir, of jy doen huldiging aan, of jy lofprysing aan, of jy buig jou neer voor, of jy het 'n verering vir. So dit wys vir jou presies waar lê jy in aanbidding in jou lewe. Nommer 7 is om te bid in die Gees. Romeine 8 vers 26 sê, die Gees staan ons ook in ons swakhede bly. Ons weet nie wat en ons daarvoor behoort te bid nie, maar die Gees self bly vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit vir ons die wil van God vir gelowiges. Ja, ons weet nie altyd wat die wil van God is nie. Ons weet nie altyd hoe om te bid en wat om te bid nie. Maar, dank die Here, die woord sê vir ons, dat hy vergeef vir ons die Heilige Gees, wat ons kan help en ons bystaan, wanneer ons nie presies weet wat om te bid nie. Daarom wil ek jou vanoggend sê, bid deur die Gees. 1 Korintiërs 14 sê, hoe moet ek dan wees? So ek met die Gees moet ek bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die Gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. En wanneer jy die Gees bid, kan die vyand nie hoor wat jy sê nie. So hy kan nie 'n spanner in jou hoofskom gee nie, want hy kan nie jou gedagtes lees nie. En hier verby wil ek ook sê, baie mense sê, ja, persoon, ek loof die Here my gedagtes en ek bid. Man, jy moet dit sê, want wanneer jy dit sê, kom dit uit jou mond uit, en wat sê die woord van die Here, dan sal dit jou geloof sterk maak, want jy sal dit hoor in jou lewe. Hoe harder jy dit kan uitstrek, hoe groter en sterker as geloof sal jy hê. Gebruik bietjie daai hemelse taal wat God jou gegee het om hom te aanbid. In jou binnekamer, by geleentheid aan aanbidding tydens aanbiddingssessie in 'n kerk, en jy sal God se tasbare teenwoordigheid ervaar, en God sal vir jou deurkom net soos hy kan. Halleluja. Die probleem is, my liewe suster, ten slotte, dat ons dink nie aan al die wapens wat tot ons beskikking is nie. Ons leef maar net aan met ons lewe. En dan beland ons op plekke, of ons beland in moeilikhede, en ons sê, ek weet nie hoe ek hier gekom nie. Maar die woord van God is so wonderlik. Hy kan jou weghou van plekke waar jy nie hoort te wees nie. Hy kan jou weghou, en ons moet die wapens van die Here ons gee gebruik. En dit lyk vir my so, asof mens nie ernstig is oor hieroor nie. Ons gebruik nie die wapens wat die Here vir ons gee nie. Daarom is daar soveel Christene vandag wat nie in oorwinning lewe nie. Hulle leef onder omstandighede. Terwyl hulle moes vlieg met arendsvlerke, bo omstandighede in die wil van God moes leef. En die oorwinning tot oorwinning moet smaak. Daarom wil ek jou vra vanoggend, hier by ons in die hele gemeente, wil ek jou vra, liewe suster, gaan kyk en gebruik elke moontlike wapen wat die Here vir jou gegee het,
sodat jy nie onder omstandighede moet leef nie, sodat jy bo omstandighede moet leef, sodat jy in oorwinning moet leef. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kom ons gee vir die Here hande. Prys hom. Kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Here, ons het die hele wapenrusting deurgewerk. Here, dit was vir my so verblyend. Dit het my so weer nuwe krag gegee. Dit het my so opgetel, Here, om deur alles te werk. En ek het dit gebring na die beste wat ek kon, my vermoë is, Here. Daarom ek bid dat dit vas sal staan in ons mensharte, Here. Dat hulle die wapens in ons stryd moet gebruik. Here, dat hulle oorwinning sal trek op elke gebied in hulle lewens, of dit nou siekte is, of hulle deur moeilike tye gaan, Here, dat ons oorwinning sal hê in die naam van Jesus, want U is ons krag en U is ons sterkte, en U het nie vir ons die woord gegee, wat ons staande hou in hierdie tye nie. Daarom is my gebed, Here, dat U die naprediker van hierdie reeks sal wees in ons menselewens, en dat ons van oorwinning